Shalom en welkom by Mekorot. Ek is Rabbi Shapira. Allerlaaste Mekorot vir 5785 en natuurlik wens ons Shana Tova toe aan almal van julle wat die fees van trompette, bekend as Rosh Hashanah, vier. Hierdie week is Parashat Nitzavim voor ons. Dit is die laaste woord, die laaste parasha vir 5785. In hierdie parasha begin Moshe sy laaste toespraak en hy praat met Israel en sê in hoofstuk 29 vers 13: "Vlo itchem uvatchem anochi koret et habrit hazot vet ha'Allah hazot." Ek sluit nie vandag die verbond net met julle nie. Julle is nie alleen nie. Na wie verwys hy wanneer hy daardie woorde sê? Jy sien, Chazal verduidelik dat hierdie belofte van 'n verbond 'n belofte is vir elke daaropvolgende Jood wat daarna sal kom om in verbond te tree met die generasie wat op berg Sinai gestaan het. Vir goed of vir sleg. Ons het vandag 'n geleentheid, veral tydens Rosh Hashanah, veral tydens Parashat Nitzavim, om in 'n verbond te tree met Klal Israel, met die hele Israel van daardie dae. En dit is iets baie belangrik vir ons. Jy staan nie hier alleen nie. Weet jy hoekom? Want jy staan saam met al die generasies van Israel oor tyd en ruimte heen. Daar is die wat tussen ons hier staan, sê hy, wat lewe en die wat dood is. Reg. Hy het selfs gepraat oor die in die graf. Broers en susters, die boodskap waarmee ons 5785 afsluit in Parashat Nitzavim is so 'n groot boodskap, dit is so 'n belangrike boodskap. Wanneer jy ingeënt word, wanneer jy aangeneem word, wanneer jy inkom, moet jy die gewig verstaan wat jy dra van Moshe af tot by elke generasie. Dis hoekom ek vir mense sê, dis beter om nie 'n kippa op jou kop te sit terwyl jy nie daarvolgens optree nie. Dis beter vir ons almal om eers oor daardie dinge te besin, want mag God verhoed, as ons sondig en as ons dit in die openbaar doen, is dit asof ons elke generasie besmet het. Maar teenoorgesteld, as ons dade van liefdevolle goedhartigheid, mitzwa, Torah, kamilut chassadim doen, is dit asof ons eer terugbring na die generasie wat by berg Sinai gestaan het. En die vraag is, wat gaan jy vandag doen? Gaan jy meriete en lewe bring, of gaan jy vloeke en dood bring na die huis van Israel? Die antwoord op al daardie vrae word hier in hierdie woorde gevind. Dit sê, luister hierna, ek sal vandag hierdie verbond oor julle oprig, dieselfde verbond wat ek aan Abraham, Isak en Jakob gegee het. Wat is ons uiteindelike opdrag in Rosh Hashanah? Dis om na God te roep en te sê, gee ons 'n geleentheid deur die blaas van die shofar om hierdie jaar beter te doen en om die dinge wat ons gebreek het te herstel. Die hoë sfere wat ons gebreek het en die lae sfere wat ons ook gebreek het, deur ons dade, deur ons woorde, deur ons optrede, deur ons gebrek aan mitzvot, gebrek aan genade, gebrek aan Torah, wat dit ook al mag wees. Hy roep na jou vandag. Hy sê, jy is 'n Nitzav. Ek glo steeds in jou, my seun en my dogter. Gaan nou, sondig nie meer nie, en gaan maak die wêreld verder reg met nog groter ywer. Wat 'n pragtige belofte vir ons almal in hierdie tyd van baie onstuimige oomblikke, nie net in Israel nie, maar reg oor die wêreld. Dit is die laaste Mekorot van 5785. Ek sien jou volgende jaar.